Hallo, ek is Dominee Adrian Botes van Leidenburg. Ons gesels verder oor ons tema geloof en praktyk, soos wat ons het sien by die aartsvaders. Ons lees in Hebreërs 11 vers 13 tot 16. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die belofte te verkry, maar hulle het uit die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n stad soek, en as hulle bly dink aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, so hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Nou Abraham, Isak en Jakob en selfs Sara het as vreemdelinge en bywoners op aarde gelewe. Hulle het nie in hierdie lewe die dinge gekry wat God vir hulle beloof het nie. Hulle het gesterf sonder om die land Kanaan as eiendom te beerwe en hulle het nooit gesien hoe Abraham se nageslag so baie soos die sterre en die sand van die see word nie. Maar dit was vir hulle so werklik dat hulle dit in die verte gesien en geglo en begroet het. Die feit dat God vir hulle iets beters voorberei het elke bietjie swaar kry in hierdie lewe verdraagsaam gemaak. Die apostel Paulus sou hierby aansluit hoe hy self geskrywe het, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. So lees ons daar in Romeine 8 vers 18. Daar is 'n ander element wat hierby gebring word. En dit is die gevaar om terug te kyk. Wanneer ons die wêreld agterlaat en vreemdelinge in die wêreld word, is dit nie altyd letterlik soos wat Abraham, Isak en Jakob hulle land moes agterlaat en na 'n ander plek toe gaan nie. Dit gaan ten diepste daaroor om nie meer lief vir die wêreld, die sonde en die afgode te wees nie. En wanneer iemand in hierdie wêreld sonde en afgode kan agterlaat nie, is dit omdat hulle nie hulle harte vir God gegee het nie. Dit gaan nie hier daaroor om tydelik terug te gly in die sonde nie, maar om terug te draai. Lot se vrou het teruggekyk na Sodom toe dit met swaal en vuur vernietig is en sy is in 'n soutpilaar verander. Jesus het gesê dat niemand wat die hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk geskik is vir God se koninkryk nie. So lees ons in Lukas 9 vers 62 en Paulus praat van Demas wat hom verlaat het omdat hy vir die teenswoordige wêreld lief gehad het. So lees ons in 2 Timoteus 4 vers 10. Dink so daaraan. Die feit dat iemand die koninkryk van God liefhet en daarna uitsien en nie meer die teenwoordige wêreld liefhet nie, is 'n bewys in sigself van ware geloof. En indien die aartsvaders die sondige, goddelose en relatief probleemvrye lewe van vroeër steeds lief gehad het, so hulle lankal teruggedraai het na Mesopotamië toe. Maar hulle het nie. Hulle het aanhou vorentoe gaan en dit is wat ons ook moet doen. Ons verdien nie om gered te word of om God se kinders genoem te word nie. Ons is elkeen uit genade alleen gered. Maar een ander ding is ook waar. Vandat ons in geloof in Jesus gekom het, ons geloof in hom geplaas het en sy naam aangeroep het, is ons nie meer dieselfde as wat ons vroeër was nie. Ons is in Jesus nuwe mense. Laat ons daarmee aanhou. Laat ons nie oor die skouer kyk en terugkyk na dit wat ons agtergelaat het nie. Want wat is daar vir ons in die wêreld? Niks van die gemak en die plesiere en die sondes en die afgode van die wêreld kan ons red nie. Niks daarvan kan vir ons help nie. Niks daarvan kan vir ons verlos nie. Laat ons oë hou op Jesus en op die koninkryk wat hy vir ons voorberei. En laat ons elke tree vorentoe gaan. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons 'n wonderlike erfenis het wat op ons wag. Laat dit tog nie so wees dat ons die wêreld liefhet en omdraai nadat ons hand aan die ploeg geslaan het nie. Hou ons en ons harte veilig in U hand. Amen.